Die Here het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Welkom by ons opstandings-erediens, waar ons saam as gelowiges getuig en feesvier oor wie ons God is, die opgestane Heer. Ons gee so 'n oomblik 'n tree terug na stil Saterdag. Ons kyk terug na Christus se kruisiging en ons wotum kom uit Psalm 30 vers 9 tot 13 wat sê: Na U Here roep ek, by my Heer smeek ek om genade. Watter nut het dit as my bloed gestort word, as ek na die grafkuil afgaan? Sal stof U prys? Sal dit U trou verkondig? Luister, Here, en wees my genadig. Here, wees vir my 'n helper. U het my rouklag in 'n koordans verander, my rouklere uitgetrek en my met vreugde omgord, sodat my hele wese U kan besing en nie stil bly nie. Here my God, ek sal U vir altyd prys. Kom ons reageer op hierdie uitnodiging van die Here wat nader kom, wat ons nader nooi, deur saam te getuig dat hy leef. Ek lees die liturggedeelte en u kan daar waar jy is, reageer met die gemeente deel. Die kers word aangesteek om ons te herinner dat die duisternis die lig nie kon uitdoof nie. Christus is die lig vir die wêreld en saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. Moenie skrik nie. Jesus is nie by die dooies nie. God het hom uit die dood opgewek. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en ons geloof niks en leeg. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. Moenie skrik nie. Jesus is nie by die dooies nie. God het hom uit die dood opgewek. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. Die heerskappy oor die hele wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in ewigheid. Saam juig ons. Die Here het waarlik opgestaan. Die Here wie waarlik opgestaan het, kom groet jou en sê genade en vrede vir jou, my kind. Here ons God, ons loof en ons juig en ons prys U. Here, U het waarlik opgestaan. Ons vier fees, ons weet, ons God, my God, leef. Dankie Here, dat ons as gelowiges reg oor die wêreld vandag dit kan vier. Een kan wees in die viering van ons Here wat leef, ons Here wat die dood oorwin het en ons kom vrykoop het. Wanneer ons hier saam is, Here, laat elke deel van ons wese tot eer van U naam wees.
ons saam dink, ons saam bid, ons saam lees, saam praat, opklink na die hemele, tot lof en tot eer van U naam. Here, ons lees saam uit die woord, ons dink na en ons vier fees. Mag U deur die Gees ons in elke moment lei. Amen. Ek wil graag vir julle die woorde van hoor jy die Paasfeesklokke voorhou, waar jy saam daar by die huis dit kan deurlees, kan deurwerk as viering van ons opgestane Heer. Hoor jy die Paasfeesklokke? Hulle lui van vroegdag af. Hulle jubel oor die wêreld. Die Heer is uit die graf. Hy, Christus die oorwinnaar, is uit die donker uit. Die Heer, die sleuteldraer, sal ook my graf ontsluit. Hoor jy die Paasfeesklokke? Die Heer het opgestaan. Hy het vir al ons sonde hom aan die kruis laat slaan. In hom is nuwe lewe, sy graf is leeg en oop. Hy gaan ons voor verheerlik en ons kan op hom hoop. Ons lees saam uit Johannes 20 vanaf vers 1 tot vers 18 oor waar Maria hierdie oomblik beleef. Die Heer is uit die graf. Lees saam met my vanaf vers 1. En vroegoggend, op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe na Simon Petrus en die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus, wat hom gevolg het, daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê. En die doek wat oor sy kop was, die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was eenkant, afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan, en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan, wat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant, by die graf staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuig en twee engele met wit klere daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat hy die tuinier is en sê toe vir hom, meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem.
Jesus sê vir haar, Maria. Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na my Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God. Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disippels, ek het die Here gesien, en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Tot sover lees ons vandag. 'n Ongelooflike moment in ons as gelowiges se geloofsreis. Die eerste ontdekking dat Jesus Christus leef. Aanvanklik lees ons, is daar nie hierdie besef van Jesus wat leef nie. Ons lees in die Johannes Evangelie dat Maria die Sondagmôre vroeg na die graf toe is. Inderwaarheid is die boodskap so geskryf dat dit sê die eerste dag van die week. Dit kondig vir ons aan dat die Sabbat verby is wat van Vrydagmiddag tot Saterdag sononder geduur het. En nog terwyl dit donker was die volgende môre, gaan Maria na die graf toe. En daar's verskeie redes oor waarom sy in daardie tydstip moontlik eers sou gaan, maar ons weet dat dit God is wat dit so bestem het. Maar vanuit die geskiedenis kan ons mekaar sê, oor die Sabbat was die reëling, die wet, dat jy nie mag werk nie. Nie jy of die mense by jou of selfs jou diere nie. Maria is oor die Sabbattyd, die tyd wat Pasga gevier is, in daardie oomblik is sy by die huis, by haar mense. Maar so vroeg as wat sy kan, so gou as moontlik, terwyl dit nog donker is, die eerste dag van die week, wat Sondag is, gaan sy na die graf toe. Die Johannes Evangelie is nie baie duidelik oor wie almal daar was nie, want ons lees dat Maria na die graf toe is. Maar ons lees dat sy, dan wanneer sy na Petrus en die ander geliefde disipel gaan, sê sy, ons kry hom nie. Wat vir ons die aanduiding daarvan is, Maria was waarskynlik eerste by die graf. Maar ons lees vanuit die ander evangelies ook, dat daar ander vroue saam met haar na die graf toe gegaan het. In haar eie woorde wat sy sê, ons vind hom nie, verwoord dit iets van die feit dat sy wel nie alleen was nie, en dat die ander vroue waarskynlik ook daar was. Maar Johannes maak dit vir ons duidelik dat sy wel eerste daar was. Dat sy so vroeg as moontlik na die graf toe is. In daardie tyd en vanuit die geskiedenis lees ons en kan ons aflei dat Maria en die ander vroue juis na die graf toe sou gaan om Jesus se liggaam te gaan salf. Vanuit die ander evangelies lees ons hoe hulle kruie voorberei het, met olie gemeng het, om juis dan nou die liggaam te gaan salf. Want ons herinner mekaar, hulle weet nie dat Christus leef nie. Hulle leef nog in die donkerte en in die rou smart van hulle geliefde leermeester, hulle Heer wat dood is. En met daardie gedagtegang kom hulle by die graf aan, gereed om sy liggaam voor te berei, om dit te salf, te balsem. En dan vind Maria dat die graf oop is en sy sien nie vir Jesus nie. Sy hardloop dan eers terug na Petrus en die ander geliefde disipel. Sommige geleerdes debatteer dat dit dalk self Johannes was wie die geliefde disipel was en dat hy na homself as die geliefde disipel verwys
omdat mense in daardie tyd moontlik geweet het dat dit hy is, en dat hy nie sy eie naam sou noem nie, maar ons weet nie verseker 100% wie die geliefde disipel was nie. So die teks maak dit vir ons duidelik, sy praat met 2 persone, en hierdie 2 gaan dan self na die graf toe. Die getuienis van 'n vrou in daardie tyd het nie veel gewig gedra nie. Die oorvertelling van feite het nie veel gewig gedra vanuit 'n vrou se mond nie. En daarom haas Petrus en die geliefde disipel na die graf om self te gaan kyk, self te gaan sien, wat is hier aan die gebeur? Hulle kom by die graf en hulle sien dat dit wel so is. Dit wat Maria Magdalena vir hulle kom vertel het, is die waarheid. Ons kan aflei dat Maria hulle teruggevolg het na die graf toe. Wanneer ons later by daardie gedeelte uitkom, vind ons dat sy ook daar is. Maar hier maak die Johannes Evangelie vir ons duidelik dat die geliefde disipel eerste by die graf aankom. En hy kyk. En hy sien dis oop en hy sien nie vir Jesus nie. Petrus kom daar aan en hy's bietjie meer nuuskierig. Hy gaan in en hy neem waar. Hy sien dat Jesus se liggaam weg is. Ons sien dat hy waarneem dat die lappe opgevou is, eenkant lê, en die kopdoek wat om Jesus se kop sou wees, op 'n ander plek lê. Hy neem waar wat besig is om te gebeur. En dan, wanneer Petrus eintlik die eerste stap geneem het om in die graf in te gaan, is dit amper asof die geliefde disipel ook 'n bietjie meer waagmoed het om ook in die graf in te gaan. En te gaan kyk, wat is hier? En dan sê die teks vir ons, hy sien en hy glo. Waarna hierdie sien en glo verwys, is daar baie debattering oor en baie mense skryf hieroor, maar ons kan vir mekaar sê dat hierdie geliefde disipel sien, hy neem waar en hy glo. Hy glo dit wat Maria gesê het. Hy sien dat dit wat Maria gesê het waar is. So ons kan vir mekaar sê, hy sien en glo dit wat Maria sê. Maar hy sien en glo ook, want die woorde wat net daarna kom, maak dit vir ons duidelik, hy glo dat Christus nie meer in die graf is nie. Hulle verstaan nog nie wat die skrif sê, dat Christus moes sterf en sou opstaan uit die dood nie. Hulle verstaan nog nie daai uitleg van die skrif nie. Maar hy kom tot geloof dat Christus nie meer daar is nie. Dat Christus nie meer daar dood in die graf is nie. Vers 5 lees ons van waar hy eerste net sien. Die Griekse woord is blepai en dit word letterlik vertaal met jy sien, jy kyk. Jy gebruik jou oë om te kyk. En dan Petrus se waarneming word verwoord met theorai, wat beteken om aandagtig waar te neem, waar is sekere goed. So daar's 'n groei in hulle waarneming, 'n dieper gaan in geloof, kan ons vir mekaar sê. En dan lees ons, hulle sien en glo. Vers 8 praat van eiden, wat beteken om met insig te sien, om meer te sien en te verstaan. Hulle verstaan nog nie die omvattende deel van wat die skrif sê en dat Christus leef nie, maar ons lees dat hy iets in hulle begin verander. Maar dit is duidelik dat die skrif ook sê, hulle verstaan nog nie dat Christus sou sterf en sou opstaan uit die dood uit nie. En ons sien daarvan hulle handeling. Hulle gaan terug huis toe. Hulle gaan nie om vir die wêreld te gaan vertel, Jesus leef nie.
Hulle sien dat dit wat Maria gesê het waar is. Hulle weet iets het verander, maar hulle gaan terug huis toe. Maria Magdalena bly dan alleen agter. Dis belangrik dat ons dit raak lees. Dis belangrik dat ons sien Johannes het nie aanvanklik geskryf dat Maria saam met die vroue na die graf toe is nie. Want hy probeer vir ons iets duidelik maak van die verhouding tussen Jesus en Maria Magdalena. Jesus het vir Maria Magdalena verlos uit 'n ongelooflik donker plek in haar lewe. Hy het haar bevry van die bose geeste en sy het begin om saam met hom te reis. Op verskeie plekke lees ons hoe sy saam met die disippels en Jesus verder reis, waar sy haar hulpbronne wat sy het vir hulle gee om verder te kan reis, waar sy kos maak, waar sy saam dien, waar sy self 'n disipel is. Sy het 'n baie noue band met Jesus. So ons verstaan dat sy alleen daar agterbly. Ons verstaan dat sy by die graf aankom in 'n gedagtegang wat sê my Here is dood. Ons verstaan dat wanneer sy Jesus aanvanklik sien, dat sy eers dink hy's die tuinier en smeek, sê my, waar is hy heen? Sê vir my waar het jy hom gevat dat ek hom kan wegneem, dat ek na hom toe kan gaan. Johannes Evangelie maak dit vir ons baie duidelik dat Maria Magdalena 'n besonderse volgeling van Jesus is. 'n disipel wat saam gereis het. Wanneer ons terugdink aan die kruis, Goeie Vrydag, dan weet ons, daar was dit ook die vroue wie agtergebly het. Maria Magdalena en ander vroue daar by die kruis, deel van Jesus se disippels. En daar waar sy bedroef is, waar sy so graag net die liggaam van haar Here wil hê om dit dalk te balsem, dalk afskeid verder te neem, daar in haar gebrokenheid ontmoet Jesus haar weer. Ons lees baie keer oor die deel van waar Maria self binne in die graf ingaan. En ek het doelbewus ook oor dit gegaan en eintlik het nie eers verder weer genoem nie, omdat ons verstaan van hierdie teks dit maklik doen. Ons spring van die oomblik waar Maria buite die graf is, tot die oomblik waar Jesus met haar praat. Maar ons mis 'n ongelooflike, kragtige beeld, wanneer ons vers 11 en vers 12 mislees. Want daar staan, Maria het buitekant die graf gestaan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk en 2 engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Christus gelê het. Een waar sy kop en een waar sy voete was. Johannes lê vir ons baie duidelik uit wat Maria hier sien. Hy maak vir ons duidelik dat sy ook dan nou in daardie ruimte in beweeg. Sy gaan vooroor, sy kyk en sy sien, sy's nader. En hierdie beeld wat ons hier vind, trek ons terug na Goeie Vrydag, na die tempel, die allerheiligste, die verbondsark. Want hoe het die verbondsark gelyk? Dit was 'n kus, en aan beide kante van die kus was 2 engele. Die beeld wat simbolies vir die volk uitgebeeld het
God is daar teenwoordig. Die verbondsark wat vir die volk die teken van God se versoening was. Lees ons. Hier in die graf, daar waar Jesus se liggaam was, is die 2 engele. Een waar die voete was, en een waar die kop was. Dit gee ons die beeld, God is daar teenwoordig. Maria het nie reinigingsgebruike nodig gehad voordat sy ingegaan het nie. Weereens hoor ons, die steen is weggerol, daar is niks wat haar keer om in te gaan nie. Daar is niks wat ons keer om nader te kom nie. Nader aan die teenwoordigheid van God, want ons is skoon gewas deur die bloed van Christus. Voordat Maria Jesus se stem herken het, kon sy nader gaan. Voordat sy geglo het, hy het opgestaan uit die dood, was die uitnodiging daar, kom nader. Kom hier in God se teenwoordigheid in. Want Christus het reeds gesterf, reeds vir die sonde betaal. En aanvanklik sê die engele vir haar, vrou, waarna soek jy? En is eintlik so 'n oorgangsmoment om vir ons te verduidelik, sy huil, sy het rousmart in haar, maar is iets besig om te gebeur. En dan sê sy soek haar Here, en dan weer 'n keer vra Jesus, vrou, wat maak jy hier? Waarna soek jy? Wie is die persoon wie jy soek? En dan dink sy, hy is die tuinier, en sê vir hom, sê my waar hy is, dat ek hom kan gaan kry. En dan sê Jesus vir haar, Maria. En dan lees ons in Johannes, waar God sê, ek sal my skape roep, en hulle sal my stem herken, en hulle sal my volg. Jesus sê haar naam. Sy herken haar Here en sy volg. Die oomblik toe Jesus haar naam noem, besef sy wie hy werklik is. Sy is die eerste leraar wat vir die wêreld gaan verkondig, Jesus leef. Hierdie vrou, wie se getuienis eintlik niks beteken het nie, in die wêreld waarin sy geleef het. Maar Jesus roep haar. Die vrou wat van bose geeste besete was. Jesus gebruik haar. En sê, gaan vertel vir die wêreld. Gaan vertel vir jou broers. Gaan vertel vir my broers. Gaan vertel vir jou broers en jou susters en die wêreld daar buite. Hy leef. Jy het hom gesien en hy leef. God gebruik my en jou, ons wie sy kinders is, om vir die wêreld te gaan getuig en te sê, hy leef, hy het waarlik opgestaan, hy leef en ek en jy kan in 'n ongelooflike mooi verhouding naby aan God leef. Hy nooi ons nader, sonder dat ons dit verdien, sonder dat ons enigiets kan doen wat ons goed maak, nog voordat ons self kon besluit, sê hy, jy's welkom, ontvang hierdie uitnodiging, kom raak deel van hierdie geloofsfamilie, sonder dat ons dit verdien. Sonder dat ons enigiets kan doen, want Christus het dit reeds gedoen. Gaan vertel vir die wêreld, hy leef. Raak deel van 'n geloofsfamilie wat jou dra en jou ondersteun.
wat jou herinner, hy leef. Karl Barth, 'n groot teoloog, bekende teoloog, het geskryf, 'n Sondag erediens, wanneer ons as gemeenskap van gelowiges bymekaar kom, is eintlik ons herinneringsmoment, want ons as mens is so geneig om te vergeet van God se goedheid, te vergeet van dit wat Christus vir my en jou gedoen het. Maar wanneer ons bymekaar is dit ons herinneringsmoment, 'n inoefen oomblik, wat ons help om saam te sê, hy leef, hy het waarlik opgestaan, hy leef. Dit help ons om 'n deel van elke deel van ons wese te maak, sodat ons lewens kan getuig. Jesus Christus leef. En dan belangrik, dat ons raak lees wat Jesus vir haar sê, voordat sy teruggaan na die disippels toe. Hy sê vir haar, gaan vertel vir hulle, ek gaan na my Vader, julle Vader. Ek gaan na my Vader en julle Vader. Nie twee afsonderlike, verskillende persone nie, maar een. Ons is nou deel van hierdie liggaam van Christus. Mag ons lewens daarvan getuig. Hy leef, hy het waarlik opgestaan. Hy leef en ek en jy saam met hom. Almagtige God, ons loof en ons prys, want ons kan nie anders as om die naam groot te maak vir die feit dat U die dood oorwin het, dat U leef en ons saam met U nie. Here, dankie dat die voorhangsel weg is, die skeiding tussen ons en U vir ewig weg is. Dankie Here dat U na ons kyk en U bruid sien, skoon gewas. Nie omdat ons dit verdien nie, maar deur die genade en die liefde vir elkeen van ons. Dankie Here dat U ons kom nuut maak het, deel van die liggaam gemaak het, en help ons as gelowiges, as U volgelinge, om op daardie manier in die wêreld te leef, sodat die wêreld nuut kan raak. Nie net mense nie, maar die skepping. Help ons om na die skepping te kyk en dit te versorg en verantwoordelik te gebruik. Help ons om met liefde met mekaar om te gaan, met sagte oë, sagte hande en genadige harte. Ons bid dit in groot afhanklikheid van U. Amen. Ek wil jou nooi om, wanneer jy ook al tyd het in hierdie week wat voorlê, na die lied te gaan luister, Open the eyes of my heart, Lord. Wat dit ons uitnodiging is, waar ons vra, Here, maak my hart oop vir die wêreld. Ek wil U sien, ek wil die wêreld sien soos wat U na hulle kyk. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is by U en lei jou om te gaan leef en te getuig. Hy leef, hy het opgestaan en ek saam met hom. Amen. Kom ons kyk na die afkondigings van die NG Kerk Groot Brakrivier vir die week 5 tot 12 April 2026.
Maandag 6 April is dit Gesinsdag. Woensdag 8 April. Die blokbyeenkoms van blok 14 en 15, dis nou die Eiland en Dolphin Creek, vind om 18 uur plaas by Elsabie Richards. Haar adres is Dolphin Creek 62. Maar u moet 082 887 6712 skakel om by die hek in te kom. Kontak gerus ook vir Koos van der Merwe by 082 802 8175. Daar is Woensdag geen kooroefening nie. Die oefeninge hervat eers weer op Woensdag 29 April. Wat Woensdag 8 April betref, die skole open daardie dag. Saterdag 11 April is ons gemeente se groot golfdag. U kan gerus vir Johan Smit kontak. Sy nommer is 084 500 4296. Kom ons kyk na Sondag 12 April. Die erediens om 9 uur word gelei deur Dominee Leon Cronje. Daar is kleuterkerk in die konsistorie, maar geen katedese. By die deure is 'n spesiale sinodale offer vir hospitaalbearbeiding. Dit sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is baie welkom. Dominee Leon Cronje lê ook die Groenkloof preek om 10 uur en die alternatiewe erediens om 5 uur in die kerksaal. Kom ons kyk na die bedieninge. Die eienaarsbediening. Hulle vra dat jy asseblief geduldig sal wees met die gat in die plafon en ons wil van die geleentheid gebruik maak om foutopsporing te doen en toeganklikheid te verleen vir die herstelwerk aan die dak. Die getuienisbediening. Die Wolwedans boodskap, sop en brood projek. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 115 gesinne elke tweede week. Die uitreikdatums vir die 3de kwartaal is 8 en 22 April, 26 Mei en 3 en 17 Junie. Die behoeftes vir die getuienisprojekte is as volg. Hulle uitreik arm na Wolwedans begin 'n kunstvleitprojek en skenkings van die volgende sal ons baie help. Skere, ou tydskrifte, prit of gom, ou waterverf, akrielverf, ou kwassies, inkweerpotlode, naalde, garing en wol. Dan is daar ook nood vir 'n ou yskas en 'n stoof of 'n 2-plaat kookstoofie. Baie dankie vir die volgehoue meelewing, omgee en ondersteuning. Die gebedsbediening. Onthou, julle gebede maak 'n verskil. As Christene weet ons dat gebed die asemhaling van die gelowige is. Ons weet ook dat ons niks kan doen sonder die Here nie. Daarom bid ons ook vir die gemeente en vir mense wat siek is of swaar kry, maar ook vir gemeentelike bedrywighede en werk wat gedoen word tot aan die uithoeke van die aarde. Ons weet dat daar lidmate is wat die gawe van voorbeding het. Daarom wil ons u nooi om daar waar jy is, as voorbidder in te tree vir gemeentelike gebedsversoeke. Spesifieke gebedsversoeke sal per WhatsApp aan u gestuur word. Indien jy betrokke wil raak, tree in verbinding met die kerkkantoor om jou kontakbesonderhede deur te gee. Hierdie gebedsversoeke vervang nie die maandelikse gebedsgids nie. Ons wil egter meer en meer 'n biddende gemeente wees wat altyd staat maak op God se leiding en krag. Kom bid gerus saam. Ons kyk na die omgeebediening. Indien jy bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak die kerkraadslid of die kerkkantoor. En ons sal ook gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. Daarom is daar by die deurehouers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, ook seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien jy by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak gerus vir Corrie Pieters. Haar nommer is 082 327 9527. Die ondersteuningsbediening. Hulle voorsien hulp in die vorm van onder andere rygeleenthede na doktersafsprake, hulp met inkopies en ondersteuning aan eensames. Want dit is God se hart vir die wees en die weerlose. En ons gemeente is ook ons hart vir ons medemens en gemeenskap. Jy kan gerus vir
Rihanna Breers kontak by 081 039 8853 of vir Jet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Dan moet jy ook kennis neem, 'n nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat jy kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. Wat lidmaatbesoeke betref, Dominee Shanay Viljoen en Dominee Leon Cronje besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Die kerkkantoor is beskikbaar Maandag, Woensdae en Vrydag tussen 8:30 en 12:30. Die Truitjie projek 2026. Dis weer tyd om te brei. Ons vra almal wat wil om vir die projek te brei. Hierdie jaar soek ons enige breiwerk van babagoedjies tot truie vir peuters, kleuters en as jy kan sien ook groter truie. Ons sal die verspreiding doen waar die behoefte groot is. Kontak persoon Renay Foster by 082 338 2364. Wat ons gemeentefees betref, dit vind plaas op Saterdag 2 Mei 2026 van 8:00 die oggend tot 12:00. So gemeentefees lyste sirkuleer tans, bydraes kan ook by die kerkkantoor of deur die internet inbetaal word. Enige bestanddele is ook baie welkom. Die bestanddele moet asseblief 'n week voor die gemeentefees by die betrokke sameroeper of by die kerkkantoor ingehandig word. Indien jy graag betrokke wil raak of 'n skenking wil maak, kan jy asseblief die volgende persone kontak. Die roosterkoeke is so tussen 20 en 35 rand en die kontakpersoon daar is Pieter van der Merwe. Die wit olifanttafel, daar is altyd lekker winskopies, die kontakpersoon Annelien de Swart. Die boeketafel, pragtige tweedehandse boeke, kontakpersoon weer eens Annelien de Swart. Die nageregtafel, dis beskikbaar teen R18 per bakkie en die persoon in beheer daar is Dirk en Dorette Visser. Die curry en rystafel, hulle sal ook skenkings waardeer, R40 vir 'n groot porsie, kontakpersone Barbara Gericke en Corita de Pre. Die Susati tafel, R18 per Susati, kontakpersoon Eddie Drost. Jeffels is R25 en die kontakpersone daar is Whitey van der Merwe en Corrie Pieters. Daar is ook 'n teetuin, kom sit gerus onder die sambreel en geniet 'n koppie koffie of tee met 'n stukkie vars gebakte koek. Hulle sal ook bydraes waardeer. Daar is 'n pannekoektafel soos altyd, R7 elk en die kontakpersoon is Elsabie Richards. Daar is ook 'n groentetafel met heerlike, gesonde, geurende groente sonder preserveermiddels. Kontakpersoon Renay Foster. Dan het ons ook 'n jam, dis Jesus and Me kindertafel. Hulle soek ook bydraes. Ook tweedehandse speelgoed en die kontakpersoon is Tanya Hewitt. Daar sal ook lewerkoekies wees, maar slegs vir voorafbestelling. R10 elk. Die bestelling sluit reeds Maandag 28 April en die kontakpersoon Corrie Pieters. Dan vir die eerste keer 'n hoogtepunt, 'n potjiekos kompetisie. Jy moet die eie pot en bestanddele bring, dit moet genoeg wees vir so 12 tot 15 mense. Daar's pryse te wen, die beoordeling vind plaas om 12:30 en daarna kan jy van die potjies eet teen R100 per bord. Die kontakpersoon Roan Viljoen. FEBA Radio SA vra dat ons die week sal bid vir FEBA internasionaal. So, die gebed vir die week is, ons bid dat FEBA se personeel en luisteraars wat vervolg word, wat bang of eensaam of verwerp voel, dat hulle hoop hernu sal word deur dieselfde krag wat Christus uit die dood opgewek het. Ons webwerf is baie maklik, nggrootbrak.co.za.
Hierdie week kan jy kyk na die erediensbediening. Jy sal die skakel kry na die YouTube Nagmaal, Goeie Vrydag erediens van Dominee Chanay en ook die YouTube opstandingserediens van 5 April, ook Dominee Chanay Viljoen. Daar is ook iets oor die getuienisbediening se kunstvleitprojek. Dit is 'n wonderlike gebeurtenis in Wolwedans. Die Bybelstudiereekse is ook altyd beskikbaar, die Skep Asem vir vandag, om jou dag te begin, en die weeklikse stof tot nadenke met die tema oorwinning. Ook sien ons die weeklikse afkondigingsdae, as ook lief en leed. Ons leraars is Dominee Chanay Viljoen en Dominee Leon Cronje. Ons adres is in Langstraat 10 Groot Brakrivier. En die enigste nommer wat jy regtig moet onthou is ons kantoornommer 044 620 2205. En ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning vir die werk van die Here.